Niks meer as U nie, Koning Yeshua, daar is niks meer as U nie. Ons eer U, ons loof en ons prys U. Dankie dat ons vanaand so by mekaar kan kom. Dankie vir U goedheid en U liefde, Abba. Vader, ek bid dat U vanaand elke mond sal aanraak, dat my mond sal aanraak, en dat dit woorde sal wees uit die troonkamer, dat U elke hart sal aanraak met U pottebakkerhande, Vader. Vader, come have your way in this place. In hierdie Pesach, in die fees van ongesuurde brode, wil ons vra dat U ons sal kom snoei, want ons wil veel vrug dra vir U koninkryk. Dankie vir U liefde, dankie vir U goedheid. Vader, ek bid dat ons vasgevang sal word in U woord, dat ons by U woord, dat ons net by U voete sal kom sit, en dat U ons sal kom bedien met U waarheid, en as U ons sal beklee met U waarheid. Dankie vir vanaand. Vader, ek lê myself neer as lewende offer. Daar is niks meer as U. Daar is vir my niks in hierdie lewe meer as U nie. U is alles vir ons. Koning Yeshua, kom loop U deur. As you walk through Jerusalem, come walk through us. Kom raak ons aan en mag ons vanaand so in geloof net sal vasklou aan U. Soos daardie vrou met die bloedvloeiing vasgegryp het aan U tsitsie. Ek bid dat U ons elke een sal kom aanraak. Dankie vir U goedheid. Dankie vir U liefde. U is 'n awesome God. Ons eer U, Vader. Ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die seun van Jotewaweh. Amen. Amen. So daar is hierdie storie van hierdie groep paddas, aangesien ons nou uit Egipte uit is. Verlos, Mitzrayim, dit wat ons bind, is ons uit Egipte. Jesus, daai paddas wat in die skoene en die beddens en oral was erg, né? Maar ons is verlos. So daar was hierdie groep paddas wat deur die woud gegaan het en na hulle bestemming toe, op pad na hulle bestemming toe val die twee paddas. Al die ander paddas het om die gat gaan staan en toe hulle sien hoe diep hierdie put was, toe sê hulle vir mekaar, daar is nie 'n manier hoe twee paddas uit hierdie gat gaan kom nie. Daar was geen hoop vir hulle nie. Alhoewel die twee paddas alles in hulle vermoë gedoen het om uit die gat uit te spring, het hulle aangehou om te spring met die hoop dat hulle sal uitspring. En ten spyte van die twee paddas se deursettingsvermoë en aanhou, het die ander paddas vir die twee paddas begin skree, luister, hou maar op spring hoor, want julle gaan dit nooit ooit maak nie. En uiteindelik het een van die paddas moed opgegee en onder in die put gaan sit, moedeloos. Maar die ander padda het aangehou spring so hard as wat hy kon. Elke keer wat hy gespring het die paddas buite die gat vir hom geskree, om dit eerder maar te los. Hy gaan nooit uitkom nie. Hy gaan doodgaan. Met toe spring die padda nog harder en woeps, daar spring hy toe uit die gat uit. En toe hy buite by die ander paddas staan, toe vra die paddas vir hom, het jy ons nie gehoor nie? Maar toe kom hulle agter dat die padda is doof. Met ander woorde, hy het nooit gehoor nie en hy het gedog, hulle motiveer hom die hele tyd. En is dit nie so, partykeer, wanneer ons spronge doen, wanneer ons dinge doen vir ons koning, is daar altyd hierdie naysayers, mense wat negatiewe goeie sê, en altyd jou wil aanval, en hoekom doen jy nou dinge so, en sovoorts. Daar's altyd kritiek, daar's altyd, en dan het ons hierdie mooi woordjie om te sê, maar kritiek bou. Net om jouself te regverdig.
Ek sien nêrens dat Abba Vader se woord sê, ek sien wel, hy sê stig, troos en bemoedig, ek sê nêrens dat hy sê, bou mekaar met kritiek nie. Die moraal van hierdie storie is, ons woorde het groot inspraak in mense se lewens. En baie kere kan ons nie verstaan wat in mense se lewens gebeur nie. Dit wat my dink aan nog 'n storie, ek het nou nie hom beplan nie, maar van hierdie pa met 4 kinders wat by 'n treinstasie kom. Maar voor die pa daar by die treinstasie kom, toe was daar hierdie doodse stilte. Die een oom het koerant gelees, die tannie het gebrei. Daar was hierdie doodse stilte, baie rustig. Maar toe die pa en sy 4 kinders daar aankom, toe is dit chaos. Die koerant vlieg in stukke, die breinaalde lê die kant en die wol is uitgetrek en papier en blikke en alles, en eventually stap een van die ouens na die pa toe en sê vir hom, "Hoerie pa, gaan jy niks aan jou kinders doen met hierdie hele plek wat so in vrede was en so rustig was, vandat jy hier aangekom het, is dit hierdie chaos." En die pa draai na hom toe en sê, "Ek is jammer, maar ek en my kinders het sopas gehoor, hulle ma is oorlede." Jy sien, ons kan maklik kritiek gee, omdat ons sekere goeders nie doen of sekere dinge nie doen nie, maar ons ken altyd nie die diepte van die storie nie, en ons voel ons het 'n opinie. Dit wat uit ons mond uitkom, is of lewe of dood. Kies jou woorde. Stig jy, troos jy, bemoedig jy met dit wat jy uit jou mond uitkom. Wat Yeshua die aand gebid het in Johannes 17, waarna ons kyk, is 'n voorbeeld van wat Yeshua nou doen. Yeshua doen voorbidding vir ons. En miskien moet ons kritiek eenkant los en ons opinies en goeders los en begin bid. Selfs vir ons vyande. Paulus verkondig presies dit wat Yeshua kom doen. Beide in sy kruisiging en in sy bediening nou. En dit is die hart van die evangelie. Paulus sê in Romeine 5 vers 8, Yeshua het vir ons gesterf as offer vir sonde. Hy is die lam van God. En Abba Vader bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Yeshua vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Paulus sê in Romeine 5 vers 9 tot 10, maar veel meer Yeshua leef. En omdat ons nou vrygespreek is deur die bloed, sal ons des te meer deur hom van die oordeel gered word nou dat hy leef. Hy bid vir ons. Romeine 8 vers 34 sê Yeshua het aan die regterhand van Abba Vader. Hy is aan die regterhand van Abba Vader en hy tree in vir ons. Staan hy of sit hy? Dit beteken dat Yeshua nie net 'n verlosser was nie, maar steeds is, lewend, aktief en aan die werk en bediening. Nou elke dag voor die Vader vir my en jou. In Hebreërs 3 vers 27 staan, daarom het hy ook volkome red die wat deur hom na Abba Vader toe gaan, maar omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. En uiteindelik bring hy vir ons tot heerlikheid, want in Romeine 8 vers 30 sê Paulus, die wat hy vorentoe bestem het, het die wat hy geroep het, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. In Kolossense 1 vers 27 sê Paulus, Yeshua is in julle, die hoop op die heerlikheid. So wat Yeshua bid in Johannes 17 tot vers 10 is, Yeshua het vir ons gesterf, Yeshua leef nou vir ons, hy bring ons uiteindelik in heerlikheid of glorie dan by die Vader uit. En soos ons na Yeshua se gebed kyk, 'n paar uur voor hy gekruisig is, so ontmoet ons Yeshua as ons groot hoëpriester. 'n Paar uur na hierdie gebed bid Yeshua weer in die tuin van Getsemane, waar hy so worstel dat sy sweet verander het in bloeddruppels. Dis 'n paar uur voor hy gekruisig is. Binne net 'n paar uur sal Yeshua weer bid in die tuin waar hy so worstel met versoeking, dat sy sweet verander in bloeddruppels. Maar so kry ons hierdie aand
'n glimpse van hoe Yeshua ons hoëpriester vir ons intree by Abba Vader. In Hebreërs 4 vers 14 tot 16 sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Yeshua, die Seun van God, laat ons die vashou. Laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat aan alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. So hier in Hebreërs sien ons 'n tweeledige uitnodiging. Of eintlik 'n tweeledige opdrag. Eerstens, laat ons vashou aan ons belydenis. Wat is daardie belydenis? Die belydenis aangaande Yeshua, die belydenis aangaande die evangelie, die bevestiging dat ons die evangelie glo, hou vas daaraan. Dit wat hy vir ons kom doen het. En daarom vier ons hierdie fees van Pessach. Soos wat Vader vir ons sê, dis sy fees in Levitikus 23. Tweedens, laat ons met vrymoedigheid nader tot die troon van genade. Wat beteken dit? Dit beteken om die uitnodiging van Yeshua te aanvaar. Ons het hierdie week begin en gesê, Yeshua roep ons na die tafel toe. En waar ons om en om hierdie tafel gaan loop, want Yeshua gee vir ons hierdie nalatenskap, hy gee vir ons hierdie erfporsie. Wie wil iets erf en nie weet wat hy gekry het nie? So daar is 'n tweevoudige uitnodiging, 'n opdrag. En dan word dit bevestig in Hebreërs 10 vers 19 tot 25 waar daar staan, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, die teenwoordigheid van Abba Vader, deur die bloed van Yeshua op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. En ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met die waaragtige hart en volle geloofsversekerheid. Die harte deur sprinkeling gereinig van 'n regte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. Dieselfde twee uitnodigings of meer dieselfde opdragte. Om ons belydenis vas te hou en met volle sekerheid en volle vertroue om te nader. Dan aan die einde van Hebreërs 10 is daar ook 'n waarskuwing om nie terug te deins nie. Om nie te backslide nie. En wat beteken dit? Dis wanneer iemand oortuig is van die waarheid van die evangelie, van die persoon van Yeshua, wie Yeshua is, dit bely en in die rigting van volle geloof beweeg, maar vir een of ander rede huiwerig raak en twyfel en teruggaan na sonde en vashou aan die eie wil. Dis die waarskuwing. Die rede hoekom ons vashou aan ons belydenis en sy genade troon nader, is omdat Yeshua die enigste verlosser is. Jy kan jouself nie red nie, anders moet jy perfek wees, sonder sonde. En daar's net een perfek sonder sonde, en dit is Yeshua, ons hoëpriester, ons verlosser, my koning. Yeshua is die enigste, Yeshua het geen gelyke nie, hy het geen mededinger nie, niemand is vergelykbaar soos hy, niemand kan met hom vergelyk word nie, en die boek Hebreërs is gees geïnspireer deur Abba Vader en geskryf om dit alles vir ons te bewys. Yeshua is verhewe as die seun van God, bo alle profete, alle priesters, alle engele, en hy het geen gelyke nie. Yeshua, my verlosser, ons verlosser, bied 'n verhouding met Yotevawai, die enigste lewende God. Yeshua bied vergifnis van ons sonde, Yeshua bied die ewige lewe. En daar is niemand soos Yeshua, ons hoëpriester nie. En daarom omhels ons Yeshua en omhels ons die evangelie. Hebreërs 12 vers 24 sê, Yeshua het sy eie bloed aan die kruis gebring om op die hemelse versoendeksel te sprinkel. Na Yeshua sy bloed besprinkel het, het Yeshua toe gedoen wat geen ander hoëpriester nog ooit gedoen het nie. Hy het gaan sit. En leef altyd in die teenwoordigheid van Abba Vader. En bid voortdurend vir ons, sy bruid.
Ja, Yeshua as hoëpriester het gaan sit, Hebreërs 1, Hebreërs 7, Hebreërs 10 en Hebreërs 12. Die hoëpriester in die tabernakel en tempel ons het gekyk gisteraan daarna, het op Yom Kippur, die versoeningsdag, die allerheiligste ingegaan en hy het sy die reukwerk geswaai, hy het die wierook ingevat. En nadat hy die bloed besprinkel het, het hy weer uitgegaan. Maar die offer van Yeshua, ons hoëpriester, die lam van God, het alle ander offers beëindig. Hebreërs 10 vers 14 sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En toe ons hoëpriester dit gedoen het, het hy voortgegaan, hy het gebly in die allerheiligste om vir sy bruid in te tree en doen nog steeds om ons tot heerlikheid te bring. Met ander woorde, al die baie bloed, die besprinkelende bloed wat elke jaar vir 1500 jaar voor die versoendeksel, jaar na jaar, die versoendeksel daarvoor besprinkel was, kon nooit sonde wegneem nie, want dit was net dierebloed. Maar die groot hoëpriester het as mens sy eie bloed op die altaar van die kruis vergiet, en deur hierdie een offer, dit was Abba Vader welgevallig. En ons hoëpriester het in die allerheiligste gaan sit, en hy tree vir ons in. Yeshua doen dit nou. Hy sal dit doen totdat elke gelowige wat deur Abba Vader gekies en verlos is, in heerlikheid ingaan. Jy sien, Yeshua ons hoëpriester kan simpatiseer met my en jou swakhede. Ons hoëpriester kan simpatiseer met wanneer ek en jy deur moeilike tye gaan en daar's geweldig baie vrees. Yeshua verstaan wat dit is as daar vrees is. Yeshua verstaan wat is fisiese pyn. Hy verstaan dit. Yeshua verstaan wat is emosionele pyn. Yeshua het sy eie pa, sy aardse pa, in sy bediening, in sy 3,5 jaar bediening, is sy eie pa Josef is oorlede, sy aardse pa. Yeshua het medelee met ons worstelinge, met ons pyn, met ons vrae. Yeshua het medelee. Yeshua weet wat dit is wanneer ek en jy deur 'n woestyntydperk gaan. Yeshua weet wanneer ek en jy versoek word, in alle opsigte. In alle opsigte was Yeshua versoek sonder enige sonde. Yeshua is 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester, wat weet waardeur ons gaan, en daarom kan ons hom nader. Ons kan sy genade troon nader. Yeshua is op alle wyse deur die vyand versoek. Hy weet dus waardeur ons gaan op aarde. Hy weet wat dit is om in hierdie wêreld te wees. Hy weet wat dit is om te ly. As mens het hy versoeking tot die maksimum gelei en oorwin. En daarom kan ons hom nader. Hy het medelee met ons en daarom tree hy ook vir ons in by Abba Vader. So wanneer ons versoek word, kan ons hom nader en met hom daaroor praat. Daarom die oproep of uitnodiging van Yeshua oor hierdie Pesach feesseisoen. Kom na my toe, kom sit aan tafel saam met my. My kind, ek weet waar deur jy gaan. Kom sit hier by my. Ons is besig om in Johannes 17 te sien hoe Yeshua intree en bid. En dit 'n paar uur voor hy gekruisig word, oor alles wat Yeshua beloof het, daardie aand aan tafel, na Judas weg was, om Yeshua te gaan verraai vir 30 silwerstukke, wat Johannes vir ons opgeskryf het in Johannes in 5 hoofstukke, Johannes 13 tot Johannes 16, 4 hoofstukke. En dit is ons nalatenskap, dit is ons erfporsie. Ons het gesien in Johannes 17 vers 6, bid Yeshua, ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Ons het gisteraan daarna gekyk. Almal behoort aan Abba Vader, en Abba Vader het hulle aan Yeshua gegee as 'n bruid. Yeshua sê, hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar. Ons weet Yeshua bid vir sy disippels, maar nie net vir hulle nie. Want in Johannes 17 vers 20 bid hy en sê, ek bid nie namens hulle alleen nie,
maar vir die wat ook in my glo deur hulle woord. Met ander woorde, hulle het die woord gaan verkondig, die wat ook dit glo. Vir hulle bid ek ook. En wat 'n voorreg dat ons die afgelope 7 dae luister na wat Johannes vir ons opgeskryf het, Gees geïnspireerd. En daarom bid Yeshua ook vir ons wat hom ontvang, erken en in hom glo. Yeshua bid vir gelowiges. Dit is sy voorbidding vir diegene wat aan hom behoort. En Yeshua bid en tree in vir sy bruid. Nou die fokus van Yeshua se gebed as ons hoëpriester, daardie aand, is mos vir ons baie belangrik, want dis ons erfenis. So ons gaan verder kyk hoe Yeshua bid in Johannes 17 vers 11 en sê vir Abba Vader, Vader, ek is nie meer in hierdie wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom nou na U toe. Vader, bewaar hulle in U naam, die wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. So Yeshua bid hier vir ons geestelike sekuriteit. Yeshua vra vir Abba Vader, Vader, bewaar hulle. Hulle was U se, U het hulle vir my gegee, ek het hulle bewaar. Hulle het my ontvang, hulle het my erken en hulle het in my geglo, hulle het U woord bewaar. Vader, ek los hulle hier in hierdie wêreld. En hierdie wêreld is boos, evil, en die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Bewaar en beskerm hulle asseblief, Vader. En so bid Yeshua ook hierdie geestelike sekuriteit, en dis Abba Vader se wil, want Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 3 tot 5, geseënd is die God en die Vader van Yeshua Messias, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Yeshua uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en 'n onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Deel van ons erfenis is Abba Vader se beskerming. En dit is soos Dawid wat in Psalm 3 vers 3 sê, U Jotewaweh is 'n skild wat my beskut, my eer en die eer wat my hoof ophef. U is my beskutting. Abba Vader is ons beskerming. Yeshua bid vir ons beskerming. Baie kere het ek en Marika was, as ek nou voorbeeld dink, ons was 'n rukkie terug vir 'n troue in Bloemfontein. En ek gesê ons gaan 6:00 daai oggend ry, maar vir een of ander rede het ek en sy vasgehak. Ons het nie 6:00 gery nie. Ons het eers 6:30 gery. Om halfpad Pretoria toe van Bloemfontein by 'n ongeluk uit te kom waar 11 mense op slag dood is. Op dieselfde tyd as wat ons sou ry. Jy sien, deel van ons erfenis is Abba Vader se beskerming. En daarom is Abba Vader ons skild wat ons beskut. Wat Yeshua bid is Abba Vader se wil. Dis Abba Vader se wil om ons te beskerm. Want is deel van ons nalatenskap of deel van ons erfenis. En daarom wil ek vir jou vanaand vra, as jy bekommerd is, deel van jou nalatenskap is dit Abba Vader jou sal beskerm. Yeshua het daardie selfde aand na sy gebed, hierdie gebed, sy disippels beskerm, want in Johannes 18 vers 8 sien ons, sê Yeshua vir die soldate, wat Yeshua en sy disippels wou gevange neem, sê Yeshua vir hulle, as julle my soek, laat hierdie manne vir my weggaan. Sodat die woord vervul sal word, wat hy gespreek het 'n paar ure vroeër. Yeshua het ook vir Petrus beskerm toe Petrus Malchus se oor afgekap het. Want Petrus kon gearresteer word daarvoor, ek meen hy kap iemand se soldaat se oor af. Maar toe doen Yeshua 'n wonderwerk net daar. Want in Lukas 22 vers 51 sien ons, Yeshua het Malchus se oor aangeraak en hom gesond gemaak. Weereens leer Yeshua ons hoe om hierdie moeilike situasies te hanteer, nie net
nie met geweld nie en hy genees selfs die vyand se wond, se oor. Die wat hom kom haal om hom om te vat, die wat so diep in die wêreld is wat hom nie raak sien nie. Dan deel van Johannes 17 vers 11 sê Yeshua so ietsie kleins oor geestelike eenheid. Maar ons gaan baie meer, want later in sy gebed praat hy baie oor hierdie eenheid. Maar Yeshua bid oor geestelike eenheid. Yeshua bid en sê, Heilige Vader, bewaar in U naam die wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Ons gaan nog baie meer daaroor praat aan die einde van Yeshua se gebed, maar let wel, Yeshua bid nie dat ons almal saam in die lewe oor die weg kom nie. Ons doen nie, ons verskil. Maar bid vir die eenheid van 'n gemeenskaplike ewige lewe wat ons as ware 'n plek binne die eenheid, die drie eenheid van Abba Vader sal verseker in die lewe van die drie eenheid vir ewig. Eenheid word net gemotiveer deur liefde, leer Abba ons, maar ons gaan daaroor meer praat. So ons sien sover Yeshua se gebed as ons hoëpriester is gefokus op geestelike sekuriteit, geestelike eenheid. Dis die nalatenskap, geestelike sekuriteit, geestelike eenheid. En dan die volgende een is geestelike blydskap en vreugde. The joy of the Lord is my strength. Het jy blydskap? Is daar vreugde in jou oor hierdie fees? Of sit jy soos die suurdeeg daar in 'n knolletjie en want jy kan nie suurdeeg eet nie. In Johannes 17 vers 13 bid Yeshua Vader, maar nou kom ek na U toe, ek spreek hierdie dinge in hierdie wêreld sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Kan ek jou vra, is daai blydskap volkome in jou? Is daar blydskap in jou? Is daar vreugde binne in jou? Want Yeshua bid, hy sê, Vader, maar nou kom ek na U toe en ek spreek hierdie dinge in die wêreld sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Yeshua se blydskap. Vader, hoor gou mooi. Vader, maar nou kom ek na U toe en ek spreek hierdie dinge in die wêreld. 'n Paar uur voor sy kruisiging, dat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Het Yeshua vergeet wat gaan gebeur nou oor 'n paar uur? Yeshua weet sy uur het gekom. Maar so bid hy vir ons om vreugde te hê, die vreugde van hom in ons te hê, net voor hy gekruisig word. Dink gou daaroor. Yeshua weet presies wat gaan met hom gebeur binne 'n paar uur. So wat is in sy gedagtes? Wat in sy gedagtes was dat hy sou teruggaan na die heerlikheid wat hy gehad het voor hy na die wêreld toe gekom het. Dis wat in sy gedagtes is. Ek gaan na my hemelse Vader toe. Want Yeshua bid en sê, Vader, maar nou kom ek na U toe. Nou kom ek na U toe. Dit is wat in sy gedagtes is. Vroeër die aand sê Yeshua in Johannes 14 vers 12 ook vir sy disippels, Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Yeshua vertel vir hulle die werklikheid van dinge wat gaan gebeur, wat met hom gaan gebeur, maar Yeshua se fokus is waartoe hy gaan. Dis asof daar hierdie opgewondenheid is vir Yeshua om terug te gaan na sy Vader. Want daar's nie 'n beter plek nie. One day in your courts is better than 1,000 without. So wat die hoëpriester deur, soos wat die hoëpriester deur 3 veils of gordyne moes gaan om by die allerheiligste kom, gaan Yeshua nie lank van nou waar hy bid, op die dag van eerste gerf deur die eerste hemel, die tweede hemel, die derde hemel, tot aan die regterhand van Abba Vader, deur 3 veils. Hy is op pad na die allerheiligste. Hy gaan sy bloed 7 keer besprinkel, simbolies, om die hemelse versoendeksel. Hy gaan sit om vir ewig te lewe, om vir sy bruid in te tree.
om hulle almal tot heerlikheid te bring. So Yeshua sê, Vader, ek kom na U toe en ek spreek hierdie dinge in die wêreld sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. En hierdie is vir my merkwaardig, want Yeshua weet elke detail van die baard wat hy uitgerig word, hoe die vlaghelm hom gaan slaan, hoe hulle hom gaan spoeg, hoe die twee rowers hierdie gesprek het op die kruis. Hy weet hoe daai spies in sy sy gaan indruk. En hy sê, Vader, sodat hulle my blydskap, ek bid, dat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Onthou Yeshua bid dat Abba Vader al sy beloftes in Johannes 13 tot 16 vervul. Let wel, alles wat Yeshua vir sy disippels daardie aand beloof het, sy nalatenskap sou nog kom. Dit gaan nog kom in die toekoms. So hierdie vreugde of blydskap waarvan Yeshua bid, het nog nie gebeur nie. Hy sê, Vader, dat hulle daai blydskap van my sal volkome, daai volkome blydskap van my sal ontvang. Yeshua het daardie aand gepraat van hierdie hemelse hulpbronne wat tot hulle beskikking, wat die disippels tot hulle beskikking en almal wat glo sou hê, wat hulle nog sou kry. Dat hulle die Heilige Gees sou kry, dat hulle die openbaring van Yeshua sou hê en die waarheid sou ken, dat hulle krag sou kry deur die Heilige Gees, dat aan hulle woorde gegee sou word om te sê wanneer hulle die evangelie verkondig. Ook het Yeshua daardie aand vir hulle gesê dat hulle deur die wêreld gehaat sou word. Yeshua het ook vir hulle daardie aand gesê dat die wêreld hulle sou vervolg. Yeshua het ook daardie aand vir hulle gesê dat hulle uit die sinagoges gegooi sou word en deur die wêreld tereggestel sou word. Hulle sou gemartel word. En byna almal van hulle was. Net Johannes was nie. Maar hy was in 'n pot olie gegooi, hy was op die eiland van Patmos gesit. Beste ding wat jy met 'n kind van Abba Vader kan doen, sit hom in 'n afsondering. En Yeshua bid en sê vir Abba Vader, Vader, ek spreek hierdie dinge in hierdie wêreld sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Met ander woorde, Vader, ek het al hierdie dinge vir hulle gesê om vreugde en blydskap, dat daar hierdie vreugde en blydskap in hulle sal wees. En dit wat Yeshua hier bid, is daar's vir ons, dit wat hy hier bid is vir ons 'n belangrike les. Kom ek verduidelik. Jy sien hier in Suid-Afrika, die lewe is taai. Die lewe is moeilik. Ons word daarom nog nie vervolg omdat ons, hier in Pretoria word ons daarom nog nie vervolg omdat ons in Yeshua glo nie. Ons word nie gevange geneem nie en ons word nie gekruisig omdat ons sy disippels is nie. Ons word nie gemartel of geslaan nie, maar hoor gou, dit is wat met die apostels sou gebeur het. Maar Yeshua bid, Vader, alles wat ek vir hulle gesê het, is om my vreugde voor te bring. En nie 'n deel daarvan nie, maar my volle blydskap. Wat in hulle moet wees. Vader, ek wil hê hulle moet lewe in hierdie volle vreugde van iemand wat werklik die beloftes van my glo. Nou kyk, ons moet mekaar sê, die lewe is moeilik, né? Nee? Dis 'n moeilike wêreld en daar's baie teleurstellings. Daar's baie ontnigteringe wat heers. Ons almal sit in 'n stryd, is dit nie? Ons almal het worstelinge. Partykeer hoe ouer jy word, hoe meer het jy. Maar hoor gou. Ons vreugde word nie daaraan gekoppel nie. Ons vreugde is nie gekoppel om in die wêreld te gebeur nie. Want dit wat in die wêreld gebeur is nie goed nie. Dis 'n wêreld vol sonde. Ons vreugde is nie gekoppel aan wat in die wêreld gebeur nie. Wat hier op aarde gebeur, is oorloë. Een broer haat die ander broer. En dis presies wat Yeshua gesê het sou gebeur. In hierdie wêreld gaan daar moeilikheid wees, daar gaan moeilikhede wees. Jy gaan deur moeilike tye gaan. Jy gaan deur woestyntydperke gaan. Dit gaan soms nie, jy gaan deur storms gaan.
hoe dinge in die wêreld gedoen word en wat in die wêreld gebeur, dit haat ons, nê, as volgers van Yeshua. Want Jakobus sê in Jakobus 4 vers 4, wie 'n vriend van hierdie wêreld wil wees, word 'n vyand van God. So in hierdie konteks verwys die wêreld nie net na mense of die mense of die aarde nie, maar na die sonnige sisteme binne in die wêreld, leefwyses en begeertes wat Abba Vader uitsluit. 'n lewe van selfsug, welis, hoogmoed ensovoorts. En onthou vroeër hierdie aand het Yeshua ook vir sy disippels aan tafel gesê in Johannes 15 vers 18, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. So as mense in die kerk jou haat, as mense daar buite jou haat, moet julle weet dat hulle my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Ons het altyd hierdie prentjie van dat om nou hierdie Reinhard Bonke of Angus Buckham te wees, dis so wow. Jy weet nie wat sy aanslaan nie. Yeshua sê ook in Johannes 15 vers 20, as hulle my vervolg het, gaan hulle julle ook vervolg. Dan sê Yeshua ook in Johannes 15 vers 23, wie my haat, haat ook my Vader. Letterlik, die wêreld haat Abba Vader, die wêreld haat Yeshua Messias, die wêreld haat die Heilige Gees, die woord, die kerk en die verlostes. Jy sien, ons dink ons geveg is daar buite en ons moet die veg daar buite veg. Dis nie waar die geveg is nie. Die target van die vyand is die kerk. Daar waar ons die woord bestudeer, daar waar ons nie teenwoordigheid van Abba Vader wil kom. En daarom stuur die vyand sy trawante om die eenheid te breek binne in die kerk. So die vraag is, hoe leef ons in 'n wêreld van haat? In 'n wêreld van vandag wat so vol haat is. Die een broer haat die ander een. In 'n wêreld wat vandag nog op sommige plekke wel volgers van die weg doodmaak. Plekke waar die wat Christene is onthoof word. Selfs in die eie land waar Yeshua was, die beloofde land, word hulle aangeval, geryp, opgeblaas. Hoe het ons vreugde in 'n wêreld wat siek en boos is? As jy die nuus aansit of waar jy ook al kyk, is dit oorlog, dis moord, dis grondeise, dis looting, dis verkrachtings, dis ryp, dis kindermolestering. Hoe leef ek en jy met vreugde? Hoe leef ek in 'n wêreld met 'n huweliksmaat wat jou breek? Hoe leef jy in 'n wêreld met 'n besigheidsvernoot wat 'n mes in jou rug steek? Hoe leef jy met ouers of selfs kinders wat mekaar afskryf? Hoe leef jy met vreugde en jy het 'n mediese verslag wat sê jy het 6 maande oor van jou lewe? Hoe leef jy met vreugde en jy het nie werk nie, jy het nie geld nie om vir jou familie te sorg of te voorsien nie? Want wat die disippels daardie aand voorgesit het, is 'n tempel wat in mekaar gaan val, nie een klip gaan op die ander een wees nie. Yeshua, hulle Messias wat doodgaan, hulle gaan sit sonder werk. En Yeshua bid vir vreugde. Yeshua sê in Johannes 15 vers 11, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Hy sê dit daai aand vir hulle. Dit nadat hy vir hulle sê, hoor jy, hy gaan hoedanige dood. Dan sê Yeshua, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Yeshua praat nie van marginale of minimale vreugde nie, maar hy praat van volkome vreugde, die vreugde van Yeshua. En dis hoekom ek vra, het jy daai vreugde? Voel jy daai blydskap oor hierdie fees?
Ons doen nie wat ons verstaan nie, die nalatenskap wat Yeshua vir ons gegee het nie, die erfporsie wat hy vir ons gegee het nie. So hoe werk dit? Onthou, Yeshua het die haat van die wêreld op hom gekry. Hy het die haat van die wêreld op hom gekry, Johannes 15 vers 18. Yeshua het die haat van die wêreld gelei. Yeshua sê, hulle het my gehaat, hulle het my vervolg, hulle het my gekruisig. Yeshua het van Getsemane tot op die kruis waar hy gesê dit is volbring, het hy gelei. Hy's gemartel. Maar hy het dit gedoen, sê Hebreërs, vir die blydskap wat hom voorgehou is. Hebreërs 12 vers 2, dit is een van die mooiste gedeeltes vir my in die woord. Hebreërs 12 vers 2 sê, die oog gefestig op Yeshua, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek lees nêrens van Yeshua wat lag nie. Ek het nou die evangelie so, ek sien nêrens dat Yeshua gelag het nie. Maar die woord sê duidelik vir ons, hy het geween, hy het gehuil. Maar daar was vreugde voor hom gestel. Daar's vreugde in die toekoms. En net so het ons vreugde en blydskap wat voor lê. En dis hoekom Yeshua sê, hy kyk verby, Vader, ek is nou op pad na u toe. Ek is nou op pad na u toe. Ek is nou by u. En hy het hierdie blydskap in hom, want ek gaan nou na Vader toe. Maak nie saak wat nou in die volgende 12, 14 ure gaan gebeur in sy lewe nie. Yeshua bid en sê vir Abba Vader, ek spreek hierdie dinge in hierdie wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Jy sien, as jy abide in die wingerdstok, as jy 'n tak is wat vrug dra, dan is jy in die wingerdstok. As jy in die wingerdstok is, dan dra jy vrug. As jy abide aan die wingerdstok, Yeshua, sal die volheid van Yeshua jou volmaak. Wat blydskap volkome is. In Johannes 16 vers 20 sê Yeshua, voorwaar ek sê vir julle, julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees. En julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander. Jy sien, wanneer 'n vrou geboorte gee, en sy gaan in kraam in, het sy geweldig baie pyn. 'n Pyn wat vrouens en mans sal nooit kan verduur nie. Maar as daardie baba gebore is, ewe skielik onthou sy nie meer van daai pyn nie. Sy dink net aan hierdie amazing geskenk wat sy van Vader af ontvang het. Ewe skielik as daardie baba gebore is, was die hele geboorte die moeite werd. Al die pyn was die moeite werd. Paulus sê in Romeine 8 vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Met ander woorde, Paulus sê, die lyding wat ons nou moet verduur, nie naaste by opweeg teen die heerlikheid wat Yeshua vir ons in die toekoms sal openbaar nie. Met ander woorde, die lyding is 'n werklikheid, want daar's sonde. Maar dis nie die einde van die storie nie. Die vyand wil sê, die lyding, kyk waar deur jy gaan en hy wil daar sit punt. Dis die einde van die storie, gee op. Moenie soos die para, gee op. Moenie aanhou spring nie, dis nie moeite werd om eers te probeer om 'n disipel te wees nie. Jy gaan dit nie reg kry nie. Dis wat die vyand vir ons sê. Hy sê vir ons, dit is nie moeite werd om verder aan die verhouding te werk nie, dit is nie moeite werd om verder te gaan nie. Hy sê, jy gaan in die pyn sit, punt, boef. Die lyding vir 'n gelowige, die wat abide in Yeshua, die lyding is 'n werklikheid. Absoluut. Ons sien dit. Ons ervaar dit, ons sien dit. Maar dit is nie die einde van die storie nie. Die heerlikheid wat kom, as ons by Yeshua is, ten volle verlos,
'n herstelde skepping is so groot, so oorweldigend dat die pyn nou nie eens daarmee vergelyk gaan word nie. En dis soos 'n kers. Dis soos om 'n kers of 'n vuurhoekie, nê? Jy steek 'n vuurhoekie aan en daardie vuurhoekie te vergelyk met die son. Se lig. Die pyn waardeur jy nou gaan, daai vuurhoekie se liggie teen die son se lig. Die huidige seer maak nie saak hoe diep nie. Is tydelik. Is tydelik. Maar die heerlikheid, die glorie is ewig. En dis presies wat Hebreërs 12 vers 2 sê, Yeshua het die kruis verduur vir die vreugde wat hom voorgehou is. In Johannes 16 vers 24 voeg Yeshua by, tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Die wêreld lieg, deur vir jou te sê, hoor as jy nou hierdie nuwe selfoon kry, hier is jy happy wees. Hoor as jy nou hierdie nuwe kar kry, jy gaan happy wees. As jy nou hierdie nuwe golfstokke kry, jy gaan happy wees. As jy hierdie nuwe huis kry, jy gaan dit tot hierdie lewe kry. Ja, of as jy hierdie goeie werk kry, hierdie bestuurspos, tot hulle vir jou verwag om ekstra oortyd te werk, jy kan meer tyd in Abba Vader se woord spandeer nie. Die vyand sal selfs vir jou lieg en sê, weet jy wat? Ek dink dit is tyd vir 'n beter man of 'n beter vrou. Dis nie moeite werd om aan te gaan nie. Jy sien, die vyand se taktiek is om ons te kry om te fokus op die dinge van die wêreld of op die natuurlike dinge. Die wêreld sê jy gaan vroeg groot vreugde hê as jy 'n six-pack het. Vir die wat nie weet wat dit is nie, ek sê hulle na die tyd wys. Of lekker groot biceps. Die wêreld sê jy gaan gelukkig wees as jy hierdie talent het, of as jy bereik wat daai persoon bereik, of as jy dit behaal. Die wêreld sê dit gaan so awesome wees, tot jy dit behaal, dan is dit soos. Want die Bybel sê in Prediker 1 vers 14, alles kom tot niks, en is 'n gejaag na wind. Hoor gou. Jou geluk, ware blydskap, is nie in iets wat jy in hierdie wêreld kan kry nie. Wat is nie in iets wat jy nie kan saamvat na die hemel toe nie. Nie 'n blydskap op aarde kom as ek 'n tak is van die wingerdstok. En daardie selfde vloeistof wat aan die wingerdstok is, vloei deur na die tak toe. Want dan kan ek vrug dra. En daar kry ek nou so hoendervleis. Want wat sê Galasiërs 5 vers 22, wat is daardie vrug? Liefde, vriendelikheid, blydskap, sagmoedigheid. Wanneer Heilige Gees in my kom leef en ek die vrug van Heilige Gees ontvang, dan is daar liefde, blydskap. Daar's vrede, daar's lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Met ander woorde, as ek as tak, Dylan, sit vir ons daai prentjie op. As ek as tak ingaan in die wingerdstok en ek is 'n baie in hom, dan ontvang ek ken hom, ek het hom ontvang, ek het hom erken en ek glo in hom, dan is ek, kyk hoe mooi lyk daai wingerdstok, kyk hoe mooi lyk daai wingerdstok, kyk hoe mooi lyk daai vrug, versus die stok hierdie kant, wat nie 'n baie het nie. En dis die probleem in die kerk, ons wil nie in Yeshua abide, hom gehoorsaam nie, want as ons hom gehoorsaam, doen ons dit uit liefde uit. Hy sê dit, as julle my lief het, bewaar my gebooie. So as ons hom lief het, dan abide ons in hom, en dan dra ons vele vrug, en daardie vrug is liefde, dis blydskap, dis vrede, dis lankmoedigheid, dit kom van hom af.
Maak nie saak wat in hierdie wêreld gebeur nie. As ek abide in hom, kan ek vrug dra. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid. So die vraag is, stok of tak in Yeshua? Wie is jy? Kies. Stok wat op sy eie is? Of die tak wat in die wingerdstok is, abide in die wingerdstok, wat hom erken, wat in hom glo, wat hom ontvang, wat hom gehoorsaam, wat toelaat dat hy in jou kom leef, wat jou totaal al doodgaan jouself, hy kom leef in jou, dan gaan jy liefde hê, jy gaan blydskap hê, jy gaan vrede hê. Vanoggend toe ons bid, toe is hierdie prentjie die hele tyd in my kop van hierdie stok. En Yeshua as hoëpriester. En toe is dit soos in Aaron se stok was dood. Tot Aaron Yeshua moes toe represent. Toe draai die stok vrug. Die volle vreugde, volle blydskap is wanneer Yeshua in my en jou kom leef, wanneer die Heilige Gees binne ons kom leef. En dit sou vir die disippels nog gebeur het. Kyk net mooi, hy sê, my blydskap in Johannes 17, dat my blydskap in hulle volkome kan word. Yeshua bid en vra van Vader, ek het al hierdie dinge vir hulle gesê om vreugde en blydskap voor te bring. Met wanneer die trooster kom, dat hy vir hulle die vreugde, dat ek binne hulle sal bly. Ek en hulle, ek en u, hulle in my, daardie eenheid. So wat het Yeshua daardie aand vir hulle gesê? In Johannes 14 vers 27 sê Yeshua, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word nie en nie bang wees nie. So ek gee vir julle vrede. Dis die vrug van die Gees. In Johannes 16 vers 3 sê Yeshua, hy sal die trooster stuur en sê, maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. En dis die woord wat ons daar die blydskap gee. Yeshua het ook begin met sy gebed in Johannes 17 vers 3 en bid en sê vir Abba Vader, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en vir my Yeshua, wat u gestuur het. Met ander woorde, deel van die nalatenskap waarna ons vanaand kyk, wat Yeshua vir ons gegee het, is, ons weet dis die ewige lewe. Dis die nalatenskap vir die wat in hom abide. Dis sy vrede, dis sy Gees, en die vrugte van die Gees, Galasiërs 5 vers 22, sy volkome blydskap, en toegang tot Abba Vader. Want hy is die weg, die waarheid en lewe, en niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie. Dis alles in ons. Dis alles ons in. Wat ons kry as ons abide in hom. As ons in Yeshua is. Kan jy dink, die disippels het alles gehoor wat Yeshua beloof het daardie aand. Nou hoor hulle hoe Yeshua daaroor bid en dan vir Abba Vader daaroor vra. As ons sy takke is en hy is ons wingerd, het ons sy lewe. Want dieselfde lewe wat in die wingerdstok is in die tak. Dis sy lewe. Ons het sy liefde, ons het sy vreugde, ons het sy vrede, want ons is in hom en hy is in ons. Ons is abide in hom en dit wat in hom is, kom in ons. En so bid Yeshua ons hoëpriester ook vandag. Vanaand tree hy in vir my en jou, vir geestelike sekuriteit, vir eenheid, vir blydskap en vreugde. Yeshua bid ook vir jou veiligheid. Yeshua bid in Johannes 17 vers 14 tot 16. Ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie. Net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek
bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Yeshua bid dat ek en jy sal immuun wees teen die dodelike verdoemde dreigemente van die vyand. Kan jy hoor? Yeshua bid dat ons immuun sal wees teen die dodelike verdoemde dreigemente van die vyand. Ons loop en maak partykeer die duiwel so groot. In plaas van te sê, "Man, hy wat hom oorwin het, leef in my. Hy wat hom oorwin het, wat die vyand oorwin het, hy leef in my." Yeshua bid Abba Vader se wil. Hy bid Abba Vader se wil vir ons beskerming. Want Abba Vader sê, hoe weet ek is Abba Vader se wil? Want Abba Vader sê, hoor wat sê Abba Vader? Hierdie is 'n ander gunsteling gedeelte in die woord vir my. Abba Vader sê in Psalm 91 vers 14: "Omdat jy my liefhet, daarom sal ek jou red. Ek sal jou beskerm omdat jy my naam ken, my kind. My kind, jy sal my aanroep en ek sal jou verhoor. In die nood sal ek by jou wees, ek sal jou uitred en eer aan jou gee. Met lente van dae sal ek jou versadig. Die tak en die wingerdstok, die tak sal my versadig. En ek sal jou my heil, my glorie laat sien." Hierdie nalatenskap of erfporsie van Yeshua is vir almal wat abide in Yeshua. En nou is hierdie tyd van ongesuurde brode. Dis tyd om te sê, "Maar Abba, kom snoei my, kom, want ek wil vele vrug dra vir U. Ek wil veel vrug dra vir U." As ons in Yeshua is, sê Yeshua, sal ons regverdig wees, omdat ons in hom is. 2 Korintiërs 5 vers 21. Glo, sit die brille op. Jy het 'n nalatenskap. Sit die brille van geloof, want ons loop sonder die brille van geloof, en ons kyk vas in al die dinge wat ons teen ons stamp, en al die oorloë en al die goed, in plaas van om net te sê, "But I am a child of God." As ons in Yeshua is, sal ons vrede hê, omdat ons in hom is. Johannes 14 vers 23, Johannes 16 vers 33, Romeine 5 vers 1. As ons in Yeshua is, sal ons volkome blydskap hê, omdat ons in hom is. Johannes 15 vers 11, Johannes 16 vers 22, en dan bitterheid in sy gebed in Johannes 17. Is dit nie amazing nie? Miskien is ons fokus op verkeerde plek. Miskien dit wat uit ons mond uitkom is dood die hele tyd. En daarom kan ons dalk vir Abba Vader vra, "Vader, kom hernie my gedagtes. Ek glo in U, Yeshua, ek wil 'n tak wees in U, ek wil vele vrug dra, kom snoei my, vat die sondes uit my uit, ek wil blom vir U. Ek wil vrug dra vir U, want deel van daai vrug is blydskap, liefde." So Yeshua bid verder en sê in Johannes 17 vers 16 tot 18, "Vader, hulle is nie van die wêreld nie. Hulle is nie van die wêreld nie, hierdie wat Abba in sy sorg gesit het. Net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in U waarheid. U woord is die waarheid." Heilig, weet ons, is die woordjie Hebreëus kadosh, afgesonder. Heilig hulle, Vader. Mag hulle afgesonder wees van hierdie sondige wêreld en hierdie sonde. Mag hulle afgesonder wees van dit. Mag hulle klaar maak met sonde. Heilig hulle, Vader. Yeshua bid verder, "Vader, heilig hulle in die waarheid. U woord is die waarheid." Die vraag is, hoekom het Yeshua die disippels nie net uit die wêreld uitgevat nie? Hoekom is ons hier? Hoor gou wat bid Yeshua in Johannes 17 vers 18. "Vader, soos U my gestuur het in hierdie wêreld, het ek ook hulle in hierdie wêreld gestuur." Dis profound. Maar Vader het 'n verlossingsplan gehad vir Yeshua om aarde toe te kom vir my.
Abba Vader, Yeshua het 'n plan vir my en jou, daar's iemand wat wag vir my en jou. Is ek en jy besig om disippels te maak? Kan ek dit oorsê in my woorde? Yeshua bid, Vader, soos U my gestuur het in hierdie wêreld om disippels te maak, het ek ook hulle in die wêreld gestuur om disippels te gaan maak. Hierdie disippels gaan maak. Waar het gestop? By my en jou? Maak ons disippels, gaan ons voort om disippels te maak. Wat sê Openbaring 12 vers 11? Deur die bloed van die lam, deur die woord van ons getuienis, en tot die dood toe jy in jou eie lewe lief het nie, sal jy die vyand oorwin. Die wat my ontvang, sê Yeshua, die wat my herken en in my glo. Vader, Yeshua sê, Vader, soos U my gestuur het in hierdie wêreld om disippels te maak, het ek ook hulle in die wêreld gestuur om disippels te gaan maak. Ek en jy het 'n opdrag. Ek en jy het 'n opdrag. Maar hoe kry ek en jy die geloof om oor te gaan in aksie? Hoe kry enige iemand die geloof om in Yeshua te glo? Want hoe abide jy in Yeshua? Jy ontvang hom, jy erken hom en jy glo in hom. Hoe kry jy geloof? Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Is ek en jy besig om die woord van God te gaan spreek? Want dit is die geloof. Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord. Jy abide wanneer jy Yeshua ontvang, wanneer jy hom erken as jou Messias as God en in hom glo. Dan kom leef hy binne in jou. En dit is wat hy vir sy disippels gedoen het. En dit is my en jou opdrag as disippels, om disippels te gaan maak. Ons het nodig om die goeie nuus te gaan verkondig. En Yeshua se opdrag ernstig op te neem, wat sê Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. En doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. Wat beloof het Yeshua direk daarna? Yeshua sê direk na die opdrag gee, sê hy, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Net voor Yeshua opvaar na die hemel, wat sê Yeshua vir sy disippels? Hy gee hulle 'n belofte en hy gee hulle 'n opdrag. Net voor hy opvaar. Julle sal krag ontvang. Dis die belofte. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Ons het nodig om te gaan getuig. Want dit is hoe ons die vyand oorwin. Waar is die disippels? Iemand vra my 'n rukkie terug, hoe is die mense nog wonderwerke? Waar is die wonderwerke? Waar is die genesing wat vloei? Waar is dit? Dit gebeur nie meer nie. Toe sê ek, nee, jy het verkeerde vraag. Jy vra verkeerde vraag. Jy moet eerder vra, waar is die disippels? Yeshua het gesê, moenie vergeet nie, en dit moet ons ook nie vergeet nie. Moenie vergeet nie, die wêreld sal julle haat. Die wêreld sal jou haat. En hulle sal jou vervolg. Daarom bid Yeshua vir Abba Vader, om ons te bewaar en te beskerm. Jy sien, agter al die haat van hierdie wêreld, agter al hierdie haat is die vyand. Die aanklaer, die lasteraar, die versoeker, die misleier, die duiwel, die aardsvyand van Abba Vader. Satan, die bose. En Satan is hier op hierdie aarde, want hierdie aarde is korrup en hy is die heerser hier op aarde. Hy is soos die farao van Egipte. Maar Abba Vader het vir ons Yeshua gestuur en deur die bloed van die lam het hy ons verlos van dit wat ons bind. En ons moet die Egipte uit ons uitkry, uit ons sisteme uitkry. Die vleispotte van Egipte. Yeshua het ons kom verlos uit dit wat ons bind.
So ons weet die vyand versoek en hy mislei en die vyand het Yeshua met alles probeer versoek. En Yeshua het hom oorwin. Yeshua het die dood oorwin. Yeshua het geseëvier. En ons koning is in ons. Hy's in ons. En dis is hoekom Paulus in 2 Korintiërs 2 vers 14 sê, ons triomfeer altyd in Yeshua. Ons triomfeer altyd in Yeshua. So ek wil afsluit met Yeshua wat vir Abba Vader bid en sê in Johannes 17 vers 15, hulle is nie van die wêreld, net soos ek nie van die wêreld is nie. Yeshua het vroeër die aand vir hulle dieselfde ding gesê in Johannes 14, hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Hulle is nie dooie takke nie, hulle is abide in my, hulle het my geken, hulle het my ontvang en hulle glo in my. En dit is die hele realiteit van die lewe. Is jy 'n tak in die wingerdstok? Is jy 'n tak, is jy abide in Yeshua? Ken jy hom? Het jy hom ontvang? Is hy alles in jou lewe? Is hy prioriteit nommer 1 in jou lewe? Is dit hy wat in jou lewe? Jy sien, want as ons in Yeshua is, het ons sy liefde. Het ons sy vreugde. En daarom moet ek en jy leeg raak van onsself. Ons het nodig om dood te gaan aan onsself, sodat hy in ons kan kom lewe. Hoor wat sê Romeine 16 vers 20. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van Yeshua is met julle. En ek wil dit vanaand vir jou ook sê, Romeine 16 vers 20. En die vrede van Abba Vader sal die Satan spoedig onder jou voete verbrysel. Ek weet jy gaan deur moeilike tye. Ek weet jy weet nie hoekom dinge is soos dit is nie, maar Abba Vader wil vanaand vir jou sê, Romeine 16 vers 20. My kind, ek is die God van vrede. En Satan sal spoedig onder jou voete verbrysel word. En die genade van Yeshua is met jou. Hy leef in jou. Jy sien, Satan doen ernstige skade aan valse gelowiges. Takke wat nie meer geabide is nie, want hulle gaan hel toe. Hulle word verbrand. Hulle kry ernstige skades. Lukas 22 vers 3 sê, Satan het in Judas ingevaar. Judas was nie meer abide in Yeshua nie. Hy was nie meer in Yeshua nie. Yeshua in hom nie. En toe het Satan in hom gevaar. Dink aan Ananias en Safira in Handeling 5. Die woord sê in Handelinge 5, Satan in hulle harte ingegaan en hulle hart gevul. Dieselfde stories met Judas, die dinge van hierdie wêreld, die geld en die belangrikheid van die eie ek het net, maar ek wil net hierdie bietjie nog vir my hou. Nee, ons gee alles. Gee alles vir ons koning. Jy sien, valse gelowiges of lote wat nie ingeabide is in die stokke, dooie stokke is maklike prooi vir Satan. Maar gelowiges is nie. Want as jy abide is in Yeshua die vyand oorwin. En jy het volle vreugde. Jy het volle vrede. Gelowiges, takke wat abide is in Yeshua is triomfantlik. En daarom sê Petrus in 1 Petrus 5 vers 8, wees nigter en waaksaam. Jou teestander, die duiwel, hy loop rond soos 'n leeu. Hy is nie 'n leeu nie. Hy loop rond soos 'n leeu. Op soek na iemand om te verslind. Hy's op soek na iemand wat nie abide is nie. Hy's op soek na iemand wat nie in Yeshua is nie, wat nie in Yeshua glo nie, wat nie Yeshua ontvang het en Yeshua erken nie. Die vyand is op soek na iemand wat nie abide is nie, en dis daar waar hy aanval. Die vyand wil skade aanrig,
Maar Hebreërs 2 vers 14 sê Yeshua het in die wêreld gekom om die vyand kragteloos te maak. En daarom moet ek en jy abide in Yeshua. Ons moet abide in Yeshua, ons moet sy wingerd, hy is die wingerdstok en ek en jy moet sy takke wees, want dan gaan ons vrug dra. Dan gaan ons vrug dra. Kom ons vra vanaand vir Abba, dat hy ons so sal kom vul. Dat hy ons so sal kom vul met, dat Yeshua so in ons sal kom lewe. In ons kerk, in ons elkeen, dat ons daardie liefde van Yeshua sal leef. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Want ons oë is nie gerig op die omstandighede nie. Hy kom haal ons binnekort. Hy kom haal ons binnekort. Ons fokus is, dit waardeur ons nou gaan, is soos 'n vuurhoekie. Wis is die heerlikheid wat vergelyk soos die son. Daai vuurhoekie kan nie, hy brand net 'n kort rukkie. Hy brand net 'n kort rukkie. Die son skyn. Helder. Glorieryk. Die pyn waardeur jy gaan is net vir 'n kort rukkie. Dit vergelyk glad nie met die heerlikheid nie. Volhard en dra goeie vrug en mag die wingerdboer my en jou kom snoei. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie dat ons u woord so saam bestudeer. Dankie vir u liefde. Vader, ek wil net vanaand, Koning Yeshua, Abba, ek wil net hierdie lied net uit my hart uit sing vanaand vir u. Come have your way in this place. En soos wat ons hierna luister, gee jou hart vir Koning Yeshua. Abide in Sitting at your feet is where I wanna be. I'm home when I am here with you. Ruined by your grace and never by your gaze. I can't resist the tenderness in you. I'm deep in love with you, Abba, Father. I'm deep in love with you, Lord. My heart, it beats for you, precious Jesus. I'm deep in love with you, Lord. Humbled and amazed that you would call my name. I never have to search again. There's a deep desire, it's burning like a fire, to know you as my closest friend. I'm deep in love with you, Abba, Father. I'm deep in love with you, Lord. My heart, it beats for you, precious Jesus.
Sing it from here. Deep loved you. Dat die een hulle sal leef en dat hulle sal sien dat hulle daai liefde en daai vreugde van U sal ontvang. Wees met hulle Vader. Ja, Abba, U is amazing. U is amazing. Dylan, kom ons sing hy lied, daar is niks. Daar is vir my niks. Abba, mag U liefde nou so bestou op elke een wat ek aanraak in Yeshua se naam. Bestow your love, Vader, dat U liefde nou so elke een sal aanraak. Ek verklaar elke hart, dit behoort aan U. Daar is niks soos U, Yeshua. Daar is niks in hierdie lewe. Daar is niks op hierdie aarde. Daar is niks in al die hemele wat vir my meer beteken as U. Niks meer as U. Daar is niks in hierdie lewe. Daar is niks op hierdie aarde. Daar is niks in al die hemele bo U. Daar is niks in hierdie lewe. Daar is niks op hierdie aarde. Daar is niks in al die hemele wat vir my meer beteken as U. Niks meer as U. Daar is niks in hierdie lewe. Daar is niks op hierdie aarde. Daar is niks in al die hemele bo U. Can I say it for you vanavond? Daar is niks in hierdie lewe. Daar is niks op hierdie aarde. Daar is niks in al die hemele wat vir my meer beteken as U. Meer as U. Niks meer as U. Meer as U. Niks meer as U. Niks meer as U. Niks meer as U. Niks meer as U. Vader, ons eer U, ons loof en ons prys U. Daar is niks meer as U nie.
Dankie dat U ons kom aanraak en dat U vir ons hierdie nalatenskap gee, die erfporsie dat ons weet, Abba, ons kan U enige tyd, ons kan die genade troon. Yeshua, ons kan U enige tyd nader, U is ons hoëpriester, wat intree vir ons en het medelee met alles waardeur ons gaan. En ons gaan deur hierdie wêreld met baie dinge wat in ons lewens gebeur, en daarom kan ons die genade troon. U is nie 'n God wat slaap of slymer nie. Enige tyd is ons welkom in U teenwoordigheid en ons wil net vir U dankie sê. En dankie dat U in ons leef. En dat ons daardie autoriteit sal opneem. En dankie dat ons ook weet vanaand dat U ons bemagtig om soos U disippels te maak. En ek bid dat dit so sal wees. Want eendag staan ons voor U. Eendag staan ons voor U. Met ons harte wat klop vir U alleenlik. Hy het vir my een keer hierdie prentjie gewys dat ek is in die hofsaak en Abba Vader is die regter en die aanklaer is daar, die vyand, hy kla my aan al die dinge wat ek verkeerd gedoen het in die lewe, dinge wat ek verkeerd gesê het, dinge gedoen het, skade wat ek veroorsaak het in mense se lewens, en hy's daar en hy kla my aan. Maar voor my staan my advokaat op Yeshua en hy sê, maar deur my, want hy's in my en ek in hom, staan Yeshua op, deur my is hy vry. En hoor gou, daar's 'n jury. Weet jy wie is die jury? Die disippels wat jy gemaak het. Want hulle gaan verklaar, hy was waarlik Yeshua vir my. Vir wie is jy Yeshua? Ons het 'n opdrag. En daarom maak die saak, kom ons sit die verskonings neer van finansies, kom ons sit die verskoning neer van, ek weet nie wat se verskonings daar is nie. Abba, kom snoei ons, wil veel vrug dra vir U. Kom snoei ons. Kom snoei ons. En leer ons Yeshua. U is ons leermeester. U sal ons die waarheid leer en U stuur ons die trooster om ons die waarheid te leer. Ek eer U vir dit wat vanaand hier begin. Ek eer U. Ek loof en ek prys U. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Yotevawai. Amen. Amen. Amen.